Maar kom ons bid saam, dan vra ons die Here se seën oor ons erediens. Here, U het nog 'n week verbygegaan en ons is weer hier bymekaar om meer te leer van U en U teenwoordigheid, Here. Here, vanoggend sit ek en dink die week het vinnig verbygegaan, maar tog het die week lank gevoel, Here, want dit voel of ons so lank terug hier was. En dan besef ek die voorreg wat ons het, Here, om net as 'n gemeenskap van heiliges bymekaar te kan wees, om uit die woord uit te leer, Here, om tyd met mekaar te spandeer, om vir mekaar lief te wees en om mekaar te dien, Here. En ons moet U eer daarvoor, want dit kom uit U hand uit, dit is 'n geskenk van U, Here. Here, en U seun het gesterf, sodat ons hier bymekaar kan wees as 'n gemeente, as 'n kerk, en ons eer U daarvoor. Here, vanoggend maak ons klaar met die eerste toets in Jakobus, waar ons ons eie geloof kan toets, die egtheid daarvan. Here, seën asseblief U eie woorde, Here, dat ons werklik die waarde van hierdie toets kan sien, laat ons die teologiese diepte daarvan kan insien, Here, en dat ons kan besef hoe belangrik is dit, dat ons ons eie geloof moet toets. Here, seën my ook asseblief dat ek die woorde reg sal gebruik, dat U alleen verheerlik sal word, Here, want U alleen is waardig. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak by Jakobus 1. En ek gaan weer vir ons lees van vers 1 tot 12, die eerste toets van Jakobus, en ek lees uit die woord van die lewende God. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid. Want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan, want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die suurlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Tot sover. So wat is jou gesindheid oor die lewe? Sien jy die lewe as al hierdie toevallige dinge wat aangaan en wat gebeur om jou lewe? Sommige van hierdie dinge wat om jou lewe gebeur het 'n direkte invloed op jou lewe, ander het nie invloed op jou lewe nie. Maar sien jy dit as toevallig of random? Dit is die woord wat die jong mense sal verstaan. Is die dinge wat in jou lewe gebeur net random gebeurtenisse? Of sien jy God se hand in elke detail van jou lewe? As jy 'n Christen is en jy sien nie God se hand in elke kleinste detail van jou lewe nie, dan is jou gesindheid verkeerd en jou geloof is verkeerd. Want daar is niks toevallig wat gebeur in my en jou lewe nie. Jy ontmoet nie nuwe mense toevallig nie. Jy werk nie toevallig by die plek waar jy nou werk nie. Dis nie toevallig dat jy hier sit vanoggend nie. Daar is absoluut geen toeval in die feit dat ons by mekaar kom elke Sondag om God te aanbid nie. God het dit in sy perfekte wysheid beplan, dat elkeen van ons hier is vanoggend om hierdie woord te hoor. En jou gesindheid moet wees, dat jy so na die lewe kyk. God is soewerein, God is in beheer, en God is in beheer van elke klein detail van my en jou lewe. En as dit jou gesindheid is, dan sal die lewe vir jou 'n lied wees. Dan sal jy met vreugde lewe. Want dan sal jy kan sê, Here, ek verstaan nie altyd nie, maar ek vertrou U, want U weet beter. En dan
wanneer daar beproewinge oor jou lewe kom. En dit gaan kom. Dit word beloof in die Bybel. As daai beproewing kom, dan kan jy met vreugde deur hierdie beproewing lewe. En jy kan dit deurstaan, want jy weet. En wat is dit wat jy weet? Jy weet dat God geen beproewing vir jou lewe beplan om jou skade aan te doen. God beplan geen beproewing om jou geloof te vernietig nie. Inteendeel, God gebruik die beproewing in jou lewe om jou te versterk. God wil hê, ek en jy as sy kinders moet dit weet. Ons moet weet, die beproewing kom van God af. Maak nie saak wat dit is nie. Dit kom van God af. God wil hê ons moet weet, dat hy stuur dit om ons sterker te maak. Om ons geloof sterker te maak. God het in sy perfekte wysheid alles vir my en jou gegee, wat ons nodig het om dit te weet. En alles wat ons nodig het, is in die bladsye van die Bybel geskryf. 2 Timoteus 3 vers 16 en 7 sê dat die skrif alles bevat, wat jy nodig het om jou lewe te lei as 'n gelowige. Die vers sê, jy sal ten volle toegerus wees. Met ander woorde, jy sal ten volle toegerus wees. Jy sal al die tools hê wat jy nodig het om 'n geesvervulde lewe te lei. As jy gehoorsaam is aan die Bybel. En as jy die Bybel lees. En as jy dit toepas in jou lewe. En dit moet ons vreugde gee. Dit moet ons vreugde gee dat ons weet God stuur die beproewing. Ons weet God het vir ons alles gegee wat ons nodig het om deur hierdie beproewing te kom. En hierdie vreugde sal dan maak dat jy na jou beproewing kyk en jy sal Christus aan die ander kant sien. Want jy werk deur die beproewing op pad na Christus toe. En dit is die doel. Dit is hoekom jy moet leer om te volhard. Jy moet leer om God te vertrou. Jy moet leer om God te glo, die beloftes van God te glo. Ten spyte van jou omstandighede. Maak nie saak wat is jou omstandighede nie. Jou gesindheid moet wees, jy glo en vertrou vir God. En wanneer jy dan volhard deur hierdie beproewing, dan het jy die toets deurstaan. Dan het jy die toets geslaag. Dan kan jy weet, jou geloof is reg. You've got the real thing. Dis die doel van die toets. En dan kom ons by, dit is wat ons nou al reeds gedoen het, die gesindhede. In vers 4 kom ons by nog 'n gesindheid. En hierdie gesindheid is gesindheid van gewilligheid. Vers 4 sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Nou in die Afrikaanse vertaling sien ons bietjie moeilik hierdie gesindheid van gewilligheid. Maar hoor wat sê die Engelse vertalings. And let perseverance have its perfect work. And laat dit toe. In Afrikaans kan ons sê, moenie jou beproewing fight nie. Embrace jou beproewing. Nêrens sien ons in die Bybel dat God jou beproewing gaan stop nie. Nêrens is daar aanduiding wat sê, as jy vir God vra, Here, stop hierdie beproewing, dan gaan God sê, okay. Wat ons wel sien in die skrif is dat God sê, nee, ek sal jou weg daardeur gee. So jy moet hierdie beproewing toelaat in jou lewe. Jy moet gewillig wees om deur hierdie beproewing te gaan. So met ander woorde, daar's nie 'n pad om jou beproewing nie. Die enigste pad is deur jou beproewing. En jou gesindheid moet wees dat jy bereid is om deur jou beproewing te gaan. Jy moet 'n gewillige gesindheid hê. Hoekom moet jy gewillig wees? Of hoekom kan gewillig wees? Eerstens, weet jy dat jou beproewing van God afkom. Tweedens, weet jy, God het 'n doel daarmee. En derdens, as God vir jou beproewing stuur, dan het jy dit 10 nodig. Dan het jy 10 nodig om bietjie beproef te word, want daar's dalk fout in jou lewe. Kan jy onthou wat is die doele wat ons in die eerste 2 sessies gekyk het? Daar was 9 doele gewees. Beproewing toets die diepte van jou geloof. Ons almal het dit nodig. Beproewing is om jou nederig te maak. Ek dink almal van ons het dit ook nodig. Beproewing word gebruik om jou van die wêreld te speen. Ek dink ons almal het dit nodig. Beproewing laat jou met 'n ewige hoop lewe.
Beproewing wys vir jou wie jy werklik lief is. Beproewing leer jou om in God se seëninge te lewe en dit te glo. God gebruik beproewinge om sy kinders voor te berei vir groter werke. Beproewinge help jou om ander te help. En dan die laaste ene, beproewinge is soms daar vir dissipline. En onthou julle wat sê Hebreërs 12 vers 4. As jy nie in oorlog is teen jou sonde nie, dan gaan God jou dissiplineer. So as ons na hierdie 9 redes kyk, en ons wil dit opsom in 1 of 2 woorde, hoe sal julle dit opsom? As jy moet dink, ons sien dit eintlik in vers 4, maar hoor hoe klink hierdie vers in die Nuwe Lewende Vertaling. Julle moet egter eintyd volhard, dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Die doel is om geestelik gesond te wees. Ons gebruik nie die terme geestelik gesond wees nie. Wat ons wel doen is ons gebruik die terme geestelik volwasse. So die doel van hierdie beproewing is om jou geestelik volwasse te maak. So as ons die groter doel van as ons al hierdie doele, die redes van beproewing sal opsom in 2 woorde, is dit geestelike volwassenheid. Dit is hoekom God dit op ons pad stuur. En jy moet vrywillig wees om geestelik volwasse te word. Jy moet vrywilliglik deur jou beproewinge gaan. Ek het so verlede week en die week voor dit gesê dat die doel van beproewinge is om jou te verander om meer soos Christus te lyk. Onthou julle Romeine 8 vers 29. Nou wat is geestelike volwassenheid anderste as om soos Christus te lyk? En dit is waartoe ons werk. Ons wil die heeltyd groei in ons geestelike lewe sodat ons geestelik volwasse kan wees. En ons sien hierso word dit beskryf as geestelik gesond wees. So soos wat jy deur elke beproewing in jou lewe gaan, sal jy geestelik volwasse word, stelselmatig. Mits jy die regte gesindheid het. En dit is waaroor die eerste toets gaan. As jou gesindheid reg is, sal jy geestelik groei. As jou gesindheid nie reg is nie, gaan die beproewing jou geloof breek. Dit het ons ook gesien verlede week. As jy na jou beproewing met vreugde kyk en vir Christus daarin sien, as jy weet en verstaan wie dit gestuur het en hoekom, en dan as jy gewillig is om deur jou beproewing te gaan, gaan jy geestelik groei. En jy sal meer gewillig wees as jy glo dat jou beproewing jou geestelik volwasse gaan maak. Met ander woorde, maak nie saak wat is jou omstandighede nie. As jy daarna kyk met die regte gesindheid, dan sal jy gewillig wees, want jy weet, aan die einde gaan ek groei. Ek gaan groei, ek gaan geestelik volwasse wees. God sal niks doen om jou geloof te vernietig nie. Maar jy moet die regte gesindheid hê. God sal seker maak, jy het alles wat jy nodig het, om deur jou beproewing te kan gaan. My en jou verantwoordelikheid is, om gewillig te wag op God. En ons sien dit in Psalm 37 vers 7. Dawid skryf daar, wees stil in die Here, en wag geduldig op hom. Ons moet leer om te wag op die Here. Jy moet die gesindheid van gewilligheid hê. Jy moet nie deur jou beproewing gaan en dit fight nie. So baie gelowiges fight hulle lewens, hulle omstandighede. Hulle is nie tevrede met dit wat God hulle nou het nie. En dit wys dat jy nie vir God vertrou nie. In vers 5 tot 8 sien ons nog 'n gesindheid wat jy moet hê as jy wil volhard deur jou beproewing. En dit is jy moet 'n hart hê wat glo. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat dit hom van God bid, want wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Wanneer ek en jy deur beproewinge gaan, het ons wysheid nodig. Ons het baie wysheid nodig. En julle moet weet, daar's 'n verskil tussen wysheid en slimheid. Dis nie te sê dat as jy slim is jy wys nie. En is ook nie te sê dat as jy wys is jy slim nie. Daar's 'n verskil. Slimheid is wêreldse slimheid. Dit is wat boeke jou leer. Wêreldse slimheid is skool, universiteit en die school of life. Wysheid kry ons net op een plek. En dis by God. En die beginsel hier is, jy het nie wêreldse wysheid nodig om deur jou beproewinge te kom nie. Wêreldse wysheid gaan jou inteendeel nie deur jou beproewing bring nie. Dit gaan jou die beproewing laat fight en jy gaan kort paaie wil vat by hierdie beproewing.
Jy het wysheid nodig wat van God afkom. En God sê hier in vers 5, as jy wysheid kort kom, vra, en hy sal dit gee. Wat baie belangrik is om te weet wanneer dit by beproewinge kom is, ons geloof is nie gebaseer op ons emosies nie. Ons geloof is ook nie gebaseer op ons gevoelens nie. Ons geloof is gebaseer op kennis van God, op God se beloftes, op dit wat God vir ons gesê het in die Bybel. Dit is waarop ons geloof baseer. Met ander woorde, as jy God se beloftes ken, en jy sien hoe hierdie beloftes begin realiseer in jou lewe, gaan jou geloof in God groei. En dit is dan ook waar wysheid vandaan kom. As jy in die middel van jou beproewing is, en jy kort wysheid, vra. God beloof, hy gaan vir jou gee. En ons sien hier dieselfde beginsel in Spreuke 3 vers 5 tot 7. Dit som dit eintlik vir ons op. Daar staan, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Hoe vra ons van God vir wysheid? Dis nou die volgende vraag. Hoe kom ons tot by God en ons vra vir wysheid? Ons bid. Die doel van jou beproewing is om jou op jou knie te kry. Want as jy op jou knie is, dan is jy naby aan God. En dis waar God jou wil hê. God wil ons naby aan hom hê. God wil ons op ons knie hê, dat ons in konstante gebed is, dat ons in konstante kommunikasie met hom is. As jy deur 'n beproewing of jy in 'n beproewing is, bly gefokus op God, want dis waar jy wysheid gaan kry. Wanneer jy bid en vra vir wysheid, en wanneer jy konstant bid en vra vir wysheid, dan dui dit op afhanklikheid van God. Dit wys dat jy weet, jy kan nie self deur hierdie beproewing kom nie. En dis presies waar God vir my en jou wil hê. God wil hê ons moet afhanklik wees van hom. Ons moet afhanklik wees van hom in alles in ons lewe, selfs wysheid. En dan maak God die belofte. As jy vra, sal hy gee. Daar staan, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat dit hom dit van God vra, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Dit sal aan hom gegee word. Daar in die middel staan daar sonder om te verwyd. Nou wat dit beteken is, as jy vir God vra vir wysheid, kyk God nie na jou as 'n sondige wese nie. Met ander woorde, God sê nie vir jou, jy's eintlik 'n sondaar, ek gaan nie vir jou wysheid gee nie. God kyk na niks anderste, behalwe vir die feit, dat jy's 'n kind van hom, en jy vra. En hy sal vir jou gee. En weet julle hoekom beloof hy dit? Want jy's 'n kind. En weet julle hoekom beloof hy dit nog? Want hy wil hê jy moet deur die beproewing kom. God wil hê jy moet volhard deur die beproewing, sodat jy geestelik kan groei. Dis asof God alles beskikbaar stel vir ons. Ons moet dit net glo. Ons moet dit net glo. Nou hierdie is een van die mooiste beloftes wat ons in die Nuwe Testament kry. Omdat God weet wat ons nodig het, wil God vir ons die wysheid gee. Dis 'n begeerte van God om vir sy kinders hierdie wysheid te gee. Maar jy moet dit vra. En jy moet dit met die regte gesindheid vra. En die gesindheid is in vers 6. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Nou sommige gelowiges vra, maar hulle glo nie God kan dit doen nie. Hulle glo nie God kan hulle help nie. Dan is daar weer gelowiges wat dink dat God hulle nie wil help nie. Of hulle glo dat hulle nie waardig is dat hierdie heilige God vir hulle wysheid sal gee nie. Daar's ook gelowiges wat met God beklei. Hulle bevraagteken vir God. Hulle vra vir God, hoekom ek God? Hoekom moet ek in hierdie omstandighede wees en hoekom nie Piet, Jan of Koos nie? Hoekom moet dit 'n siekte wees, God? Hoekom moet ek finansiëel sukkel? As jy 'n gewillige gesindheid het, dan sê jy nie hierdie tipe vrae vra nie. Dan sal jy met geloof bid, want jy weet jou beproewing kom van God af. En jy weet God het 'n doel daarmee. Die Hebreërs skrywer het dieselfde geskryf in Hebreërs 11 vers 6. As jy nie glo nie,
is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is en dat hy die wat hom soek beloon. Ons moet glo God wil ons help. Ons moet dit glo. Deur jou beproewing moet jy na God soek. Jy moet tot God nader vir jou behoeftes en dan moet jy glo dat hy jou gaan wysheid gee ten spyte van jou omstandighede. Jou omstandighede verras nie vir God nie. God het dit so beplan. Nou wat gebeur wanneer jy nie in geloof bid nie? As jy dan na vers 6 en 7 kyk. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Nou wie van julle het al geswem en dan 'n golf in die see jou omgeslaan? En dan dop jy om en jy dop om en jy dop om en jy weet naderhand nie waar is bo of onder nie. En as jy eventually bo die water uitkom, dan dink jy moet soontoe gaan, maar dan is die vlakkant eintlik daartoe. Dis die voorbeeld wat hier gebruik word. Die mens wat glo, wat bid en nie glo nie, dis wat met hom gebeur in sy geestelike lewe. Wanneer jy twyfel in God wys, as jy wys, jy glo nie vir God nie, as jy die gesindheid het dat jy bid, maar jy dink nie God hoor jou nie, jy dink nie God kan jou hoor nie, of jy dink nie God wil jou help nie, dan wys dit dat jou geestelike lewe so is, soos iemand wat deur 'n golf omgeslaan word. Die gesindheid wys op geestelike onvolwassenheid, wanneer jy bid sonder om te glo. Dit wys dat jy 'n kind in jou geloof is. En as jy op hierdie plek is jy op 'n gevaarlike plek. 'n Baie gevaarlike plek. Hierdie persoon wat so bid, hierdie gelowige wat so bid, is dieselfde gelowige wat na YouTube op Facebook kyk. En hulle kyk hierdie kort motiveringsvideoetjies waar iemand sê, Here, Here, en dit motiveer hulle. En hulle bou hulle teologie op YouTube. Of Instagram, of Reels, of nog erger, TikTok. Hulle bou hulle teologie daarop. Hulle bou hulle teologie op gevoelsboodskappe, op feel-good boodskappe. Kan julle onthou toe ons deur Efesiërs gewerk het ons in Efesiërs 4 gekyk na 'n soortgelyke vers 14. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur sleeheid om lustig tot dwaling te bring. Die persoon wat bid sonder geloof word rondgeslinger deur al hierdie vreemde leringe in die wêreld. Elke dingetjie wat hy hoor of sien, glo hy en hy dink dit is die wêreld. En dan probeer hy dit toepas. Hulle gaan soek oralste vir oplossings, behalwe op die een plek waar God vir ons die oplossing gee. En dis in die Bybel. En dit is hoe daai gelowiges is. En dan veroorsaak dit dat hulle God nooit regtig ken nie. En dit lei tot 'n gebrekkige geloof in God. Hulle gesindheid is verkeerd, want hulle glo nie. Hulle het nie harte wat God glo nie. Hulle gesindheid is ingestel op wêreldse wysheid. Hulle gesindheid is ingestel op gemak. En hulle gesindheid is ook ingestel om hulle beproewinge so gou as moontlik te stop. Dis alwaaroor dit vir hulle gaan. Hulle wil hulle omstandighede verander, so gou as moontlik. En julle gaan nou iets hartseer sien in vers 7. Kyk na vers 7. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hierdie vers sê nie, en hierdie mens moenie dink dat hy wysheid sal ontvang nie. Hierdie vers sê, jy sal niks van God af ontvang nie. Jy sal geen genade van God af ontvang as jy bid sonder geloof nie. Hoor wat sê die vers? Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Praat nie net van wysheid hier nie. Hoeveel mense ken jy wat nou al in dieselfde beproewing is vir jare? Jaar in en jaar uit is dit dieselfde issues. As jy daai persoon na 3 of 4 maande raakloop, weet jy presies wat hulle vir jou gaan vertel. Hulle gaan presies vir jou dieselfde vertel as wat hulle 3 of 4 maande terug vertel het. Die lewe is so taaf. Dis hierdie mense. Hulle kom net eenvoudig nooit deur hulle beproewing nie.
want hulle groei nooit geestelik nie. Hulle het geen vreugde nie. Hulle verstaan nie waaroor beproewinge gaan nie. En hulle is glad nie gewillig om deur hulle beproewing te gaan nie. Hulle is glad nie gewillig dat God hulle laat groei nie. Laat God hulle innerlik verander nie. Hulle fight dit. Hulle wil hulle beproewing moet nou stop. En dit beteken hulle wil hulle omstandighede moet nou verander. Hulle bid met ongeloof. Hulle bid soos iemand met 'n gesplete persoonlikheid. Aan die een kant sê hulle, Here help, en in dieselfde asem sê hulle, die Here kan nie my help nie, maar ek gaan nog steeds vra, maar ek weet hy kan nie. Dit is wat ek bedoel as ek sê hulle bid soos iemand met 'n gesplete persoonlikheid. Die Here gee nie aan hierdie mense nie. Die vers 8 sê, daar's 'n ripple effek op mense wat so bid, wat so glo. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Hierdie mense is onbestendig in alle aspekte van hulle lewe. Nie net hulle geloofslewe nie, in alle aspekte van hulle lewe. Hoor wat sê die vers? So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Elke aspek van daai persoon se lewe is so wisselvallig. Soos daai prentjie wat ek nou net geskep het van die golf wat jy omslaan. Dis hoe daai persoon se lewe is. Alles van die persoon se lewe. Die 2020 vertaling sê, onstandvastig in alles wat hy doen. En alles wat sy doen. Hierdie dubbelhartigheid of onstandvastigheid gaan sigbaar wees in alle aspekte van hulle lewe. En ons sien dit om ons. As jy dood eerlik is met jouself, gaan jy dit dalk in sekere aspekte van jou lewe ook sien. Want onthou wat ons van die begin af gesê het met hierdie reeks van Jakobus is, ons doen Jakobus om ons eie geloof te ondersoek, om ons eie geloof te versterk. So moenie te veel dink aan Piet, Jan en Koos en Sunny nou nie. Dink aan jou eie lewe. Ondersoek jou eie lewe. En dan gaan vers 9 tot 11 sien ons dat nog 'n gesindheid wat ons moet hê wat geweldig moeilik is vir ons. So ons moet nederig wees. Ons moet 'n gesindheid van nederigheid hê. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid. Want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan, want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die suurlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Nou vers 9 praat van gelowiges wat arm is, wat finansiëel, wat ekonomies gestrem is. Nou dink terug aan die oorspronklike lesers van hierdie brief. Dit was Jode gewees wat, hulle was dalk nie wel afgewees nie, maar dit het met hulle goed gegaan. Toe kom hulle tot geloof in Christus, en hulle word vervolg, en hulle vlug, en hulle los alles agter. Nou woon hulle op ver afgeleë plekke, en hulle besit niks. Hulle is nou die armste van die armstes in die omgewing. Dis vir hulle wat Jakobus hier skryf. En hy sê vir hulle, moenie dat jou ekonomiese posisie jou waarde bepaal nie. Dis nie jou identiteit nie. Die vers sê, maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid. Waarin moet jy jouself roem? In jou kindskap. Jy's 'n kind van die lewende God. Jy's 'n aangenome kind van God. En as kinders van die lewende God, is jy geseën met alle geestelike seëninge. Dit is wat hy hier vir ons skryf. So die arm persoon vind sy identiteit in God. En dan sê hy, die ryke, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Nou ons wat hier in hierdie omgewing bly, elke jaar as dit goed gereën het, dan sien ons hierdie blomme wat uitkom, die Namakolandse blomme. En sodra dit warm word, dan brand die son daai blommetjies weg. So ons kan hiermee assosieer. So wat Jakobus hier skryf is, die ryk man, jou omstandighede is soos hierdie blommetjie. Dit gaan weggaan. Daar's niks permanent in jou rykdom nie. Daar's niks permanent in die besittings wat jy het nie. Waarin moet jy jou identiteit vind? In God. Want jy's 'n aangenome kind van God.
Petrus het vir ons dieselfde geskryf in 1 Petrus 1 vers 24. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Wanneer 'n gelowige geseën is met aardse rykdom, is dit nog steeds Christus wat jou moet vul met vreugde. Jy moenie jou vreugde vind in jou aardse rykdom nie. Jy moenie jou vreugde vind in jou besittings nie. Want net soos wat hierdie blommetjies weggaan, so kan daai goed nou weggaan. So vind jou identiteit in Christus. Net soos wat die arm gelowige sy identiteit in Christus vind, so moet die ryk gelowige sy identiteit in Christus vind. Die prentjie wat hier vir ons geskep word is, maak nie saak wat is jou omstandighede nie. Jou omstandighede speel geen rol met jou identiteit in Christus nie. Dit het geen invloed daar nie. Geen invloed daar nie. En jou gesindheid gaan wys of jy dit glo. Beproewinge is 'n gelykmaker. Dit maak ons almal gelyk. As 'n beproewing kom, iets soos die dood van 'n geliefde, of ernstige siekte van 'n geliefde, of persoonlike ernstige siekte, dan verdwyn die tekorte en die oorvloed. As daar iemand in jou lewe is wat doodgaan, of jy ryk of arm is, dan worry jy nie meer oor die omstandighede nie. Jy is hartseer. En as jy siek word, dan speel jou omstandighede nie meer 'n rol nie. Jy het hulp nodig, en jy het hulp van God af nodig. So beproewinge is 'n gelykmaker, en dit moet ons almal nederig maak. Veral die ryke. Veral die persoon wat ryk is, en ek het so 2 weke terug met ons manne aand, het ons ook oor hierdie onderwerp gepraat. En hier's niemand hier wat kan sê hy's arm nie. Julle het dit geweet. Is niemand hier wat kan sê hy's arm nie. Slegs 4% van die mense in die wêreld, ek dink is 4%, 4 of 6% van die totale populasie in die wêreld eet elke dag ten minste 1 maaltyd. So die gemiddeld 95% van die mense in die wêreld eet nie elke dag nie. En dis hoe rykdom bepaal word. Nie hoe groot huis jy het, of hoeveel karre jy ry, of wat is jou salaris nie. Eet jy elke dag. En dit moet dit net veel in perspektief sit. So onthou, beproewing is 'n gelykmaker voor God. Beproewinge bring al God se kinders nederig en in afhanklikheid voor die voete van God. Maak nie saak wat is jou omstandighede nie. So of jy nou ryk is en of jy nou arm is, as jy wil volhard deur jou beproewing, moet jy 'n nederige gesindheid hê. Jy moet nederig voor God gaan staan as 'n kind wat vir God nodig het. So, om te volhard deur jou beproewinge, gaan dit oor jou gesindheid. Wanneer jy 'n gesindheid het van vreugde in alle omstandighede, wanneer jy 'n gesindheid het wat weet hoekom jy deur beproewinge gaan, wanneer jy 'n gesindheid het van gewilligheid om deur die beproewing te gaan, wanneer jy 'n gesindheid het van geloof, en wanneer jy 'n nederige gesindheid het, dan sal jy kan volhard. Dan sal dit vir jou moontlik wees om die toets van die beproewinge te deurstaan. En wanneer jy die toets deurstaan, dan kan jy weet, jou geloof in God is eg. Jy het die ware geloof, jy het reddende geloof. En wanneer jou geloof eg is, dan beloon God jou. In vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So die woord salig wat Jakobus hier gebruik, is dieselfde woord wat Jesus gebruik het in Matteus 5 by die saligprediking, die begin van die bergpredikasie. Nou die woord beteken 'n diep innerlike vreugde. Dit is gelukkig. Jy lewe met 'n lied. Omstandighede gooi nie jou appelkar om nie. Dit is wat daai salig beteken. Jy kan staande bly as jy salig is, as jy werklik gelukkig is, as jy jou identiteit in Christus vind. So as jy deur jou beproewing is, en jou geloof is sterker, en jou geloof is eg, dan maak dit jou gelukkig. Dan sal jy vrede hê. En dan sê God, ek gee vir jou die kroon van die lewe daarvoor. Nou dit is die ewige lewe. Dit is om te wees in die ewige teenwoordigheid van 'n heilige God.
So wat beteken dit as jou geloof eg is? Dit beteken, jy is 'n kind van God. En as jy 'n kind van God is, beteken dit, elke belofte wat God in die woord aan sy kinders gegee het, ontvang jy. Elke belofte. En dit is die kroon, die Griekse woord wat Jakobus hier gebruik het vir kroon, is nie die kroon wat ons aan dink wat 'n koning sal dra nie. Dis meer 'n kroon wat die atlete gekry het in daai tyd. So jy weet met hulle het ook mos 'n tipe van die Olimpiese spele gehad en dan het hulle 'n kroon gekry wat ons nou vandag ken as 'n medalje. So dit is die prys wat jy ontvang vir jou volharding in jou geloof. Maar iets wat belangrik is wat ons moet sien in vers 12 en is baie belangrik wat ons daarna kyk is, Jakobus maak 'n diep teologiese stelling hierso. Hy sê aan die einde van die vers, kom ons lees die hele vers. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Aan die wat hom liefhet. Met ander woorde, jy sal nie die kroon van die lewe ontvang as jy God nie liefhet nie. Jy sal ook nie kan volhard deur jou beproewing as jy God nie liefhet nie. En wat ons dan nou sien in hierdie gedeelte is, liefde aan God word nie bewys met dit wat jy sê nie. Jou belydenis van jou liefde aan God wys nie of jou geloof eg is nie. Jou mondelingse belydenis beteken niks nie. Jakobus sê hier dat as jy volhard deur jou beproewing, wys dit dat jy lief is vir God en dat jy 'n kind van God is. En ons sien hierdie beginsel deur die hele Nuwe Testament. In Johannes 14 vers 15 staan daar in Jesus se eie woorde: as julle my liefhet, sal julle my gebooie hou. Met ander woorde, hier's 'n praktiese applikasie vir my en jou. Dis prakties. 1 Johannes 2 vers 3 tot 6. En dit is hoe ons weet dat ons hom ken, as ons sy gebooie onderhou. Iemand wat sê, ek ken hom, maar sy gebooie nie onderhou nie, is 'n leienaar. En die waarheid is nie in hom nie. Maar wie sy woorde gehoorsaam, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieruit weet ons dat ons in hom is. Wie sê dat hy in hom bly, behoort self ook te leef soos hy geleef het. Sien julle, hier pas die goeders by mekaar. Romeine 8 vers 29, God wil ons verander om soos Christus te lyk. Geestelik volwasse, en dan hierso, wie sê dat hy in hom bly, behoort ook self te leef soos hy geleef het, soos wat Christus geleef het. So liefde vir God wys dat ons God glo, en hierdie liefde en geloof in God sal altyd uitloop op gehoorsaamheid. Altyd. So die eerste toets wat Jakobus vir ons gee, is die toets van volharding. En hoe wys ons kan volhard? Deur om gehoorsaam te wees aan die beloftes van God. Wat duidelik uitstaan in die eerste toets van Jakobus, is dat ons ons Christene, wat ons self Christene noem, moet 'n ander gesindheid hê. Ons moet anders dan na die lewe kyk. Ons kan nie dieselfde reageer nie. Ons gesindheid moet anders te wees oor alles. Oor alles van die lewe. Met watter gesindheid gaan jy deur die lewe? Hoe is jou gesindheid? As ek nou my vrou se gunsteling woord kan gebruik, wat is jou attitude wanneer jy opstaan in die oggend? Wat is jou attitude wanneer jy jou man of jou vrou of jou kinders in die oggende sien? Wat is jou attitude wanneer jy jou baas raakloop wat 'n dwaas is? Wat is jou gesindheid? Hoe gaan jy deur die lewe? As jy lief is vir God, dan sal jy jou eie lewe ondersoek. En jy gaan dit meet teen die gesindhede wat Jakobus vir ons gegee het in die eerste toets. Ware geloof sal altyd volhard. Altyd. Deur enige beproewing. Ware geloof sal altyd uitvloei in gehoorsaamheid. Volharding en gehoorsaamheid
is die bewys dat jy lief is vir God. Nie dit wat jy sê nie. Kom ons bid saam. Here, aan die begin van hierdie reeks het ons vir mekaar gesê dat ons weet dat ons eie geloof getoets gaan word, Here, dat ons eie aksies getoets gaan word en dat ons heel moontlik 'n paar keer voor U gaan moet kom en kom buig en bely dat ons nie werklik lief is vir U nie, dat ons nie werklik ons lewens onderwerp aan U wil nie. Here, dat ons nie gehoorsaam is nie. Here, vanoggend wil ek by U kom en ek wil vir U sê, dankie vir hierdie eerste toets, dankie dat ons die geleentheid het, Here, om ons eie harte te ondersoek. Dankie dat U vir Jakobus geïnspireer het om vir ons hierdie toetse te gee, Here, sodat ons kan seker maak ons geloof is eg, want dit is die doel, Here. Here, ons wil nie eendag voor U seun Jesus Christus staan en dan sê Jesus vir ons, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Here, ons het 'n begeerte om U te ken en ons het 'n begeerte dat U ons ken, Here. Here, gaan met elkeen van ons wat hier is vanoggend. Seën ons asseblief met wysheid, Here. Dat ons werklik met nederigheid na ons eie lewens sal kyk. Dat ons ons eie dade sal ondersoek, dat ons eie gehoorsaamheid sal ondersoek, Here. Here, en daar waar ons afgedwaal het van die woord, gee ons die wysheid om dit te bely, om U te vra vir vergifnis, Here, en om terug te draai na U waarheid toe. Here, hierdie is 'n wonderlike geleentheid wat ons het om ons lewens te ondersoek. Dis 'n wonderlike geleentheid wat U vir ons gee, Here, vir die van ons wat heiliglik in 'n beproewing is. Here, gee vir elkeen van hulle wysheid, sodat ons deur hierdie beproewing kan gaan, Here, en geestelik kan groei, dat ons kan terugkyk op ons beproewing en sê, dankie, Here. Toe ek in die beproewing was, het ek nie verstaan nie, maar ek het geglo. Here, U seun het aan die kruis gesterf, sodat ons hierdie geestelike seëninge kan ontvang. En ek wil U loof en ek wil U prys daarvoor. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Dankie vir hierdie wonderlike brief wat Jakobus geskryf het. Here, hier waar ons uit mekaar uitgaan. Here, gaan met elkeen van ons dat ons hierdie boodskappe sal oordink en dat ons nederig voor U sal buig, Here. Here, U sê in U woord, U is lief vir die nederiges en U toon barmhartigheid aan die nederiges. Here, toon barmhartigheid aan ons asseblief, Here. Here, ons vra U hierdie dinge nie omdat ons enigiets verdien nie, maar alleen uit U genade uit en in U wonderlike seun Jesus Christus se naam. Amen.